Baie welkom by nog 'n aanbieding van die program Pad Langs. Dis vir my so lekker om met my jarelange vriendin Amanda Swanepoel te kan gesels. En ek en Amanda het mekaar eintlik baie gesien in die verre verlede en toe hulle nog getrek het Melkbos toe, het ons mekaar heeltemal eintlik, jy weet, soos in fisies verloor, maar nie in die gees. Nie oor die telefoon of andersins nie, maar dis so lekker om in 'n reeks te kan gesels met Amanda. Nou verlede week het Amanda vir ons vertel van dinge van haar menswordtyd, van haar boetie wat oorlede is en watter effek dit op hulle gehad het as gesin. En hulle het dit nie eers dadelik geweet nie. Want sy was 7 maande, haar ma was 7 maande swanger met haar toe die boetie dood is en nogtans het dit 'n effek gehad op haar menswees. En ons wil nou vandag die gesprek verder vat. En ons wil vir jou sê, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar weet jy wat? Die Here God, die almagtige Skepper, die God wat lewe gee, El Gai, het oor elkeen van ons gedink, voordat ons in die skoot van ons moeder beland het. Koning Dawid was ook bewus daarvan. Hoor wat het hy gesê in Psalm 139. Ek lees so 'n entjie van vers 13 af, net so 'n paar verse. Want U het my niere gevorm, in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. En my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien. En in U boek is hulle almal opgeskrywe. Daar, dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Wie, is dit nie wonderlik om te besef? Dis vir my en jou waar. Ons hemelse Vader, Skepper God, Jahwe Elohim, het elkeen van ons lewe se dae geken voor een van hulle daar was. Kom ons sê net, Vader, ons prys U naam, ons weet dis die waarheid. Dankie dat U oor elkeen van ons gedink het, selfs voordat konsepsie met ons plaasgevind het in ons moeder se skoot. Ons eer U, Vader, want ons glo dat dit die waarheid is. En dankie, Vader, dat ek en Amanda vandag kan gesels oor die wonder daarvan dat U vir ons elkeen met 'n doel geskep het. U het 'n doel vir ons twee en het 'n doel vir elkeen wat na hierdie program kyk. Vader, ek bid dat U in hierdie oomblik hierdie waarheid so in mense se harte vasmaak, dat ons sal weet, ek is vir 'n doel geskep. En net die Here God wat my gemaak het, ken my doel. Help ons, Vader, om by U te soek vir daardie doel. Ek seën jou daarmee, dat jy sal soek tot jy vind. Onthou die woord sê, Matteus 7:7, klop en vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Mag ons almal vind wat die doel is waarvoor ons op gebore is. Dankie, Vader, ons eer U, ons prys U en ons bid U seën af op hierdie gesprek. En ek bid U seën af op Amanda, dat haar woorde U woorde sal wees. Amen. Nou ja, toe, lekker kuier. O, ek kuier lekker, dankie. Ag Amanda, is dit nie wonderlik om die Here te ken nie? Dit is. En Regtig. dit is so voorreg, dit is 'n fees om te kan weet, hier sit ons by mekaar, ons gee vir mekaar om, maar ons gee vir mekaar om, omdat dit 'n liefde is wat vloei. Ja. En dit is net 'n fees om te lewe. Daar sy, ja. Amanda, nou wanneer in jou lewe het jy besef dat jy eintlik vir 'n doel gemaak is, 'n spesifieke doel? Terwyl jy nou so die skrifgedeelte lees, is ek so bewus van dat ek verlede week 'n kursus aangebied het, wat 'n jong man, hy's seker in so begin van sy 30er jare, aan die einde van 'n hele vol dag sê, ek kan by een gedagte nie verbykom nie. Dis die eerste keer in my lewe wat ek gehoor het ek het 'n doel. Hy sê ek is heeltemal verbaas. En ek is so bewus daarvan dat ons dit vanselfsprekend aanvaar dat ons dalk al weet wat ons doel. So ek wil altyd in verwondering bly staan oor die feit dat daar's so baie mense en dat die Here sê ek is vir jou so lief. Ek het vir jou 'n spesifiek doel. As jy nie gaan doen wat jy moet nie, moet nie, dan sal altyd 'n gaatjie wees. Dit was vir my so groot oomblik toe met Annelies Wietse begrafnis.
die predikant sê, daar gaan vir altyd 'n legkaartstukkie in die vorm van Annelies wees, wat nie meer daar is nie. En dat ons kan weet, soveel duisende mense wat nie weet wat hulle doel is nie, dan kom hulle, daai legkaartstukkies is altyd, dis net nie daar nie. Ja. En dan sou nog 'n stukkie hartseer wat daarby kom, en dit is dat, as jy weet wat jou doel is en jy leef hom nie. En ek dink, daar het ons nogals, dat ons, as kinders van die Here baie keer bietjie blasé raak, bietjie gewoond raak aan dit is my doel, maar dat ons nie om passievol smag om te soek om hom ten volle te leef nie. Ja. So Maar dan my- kan ek jou vra, ekskuus. Baie mense, as mense so praat van 'n skepingsdoel of die doel waarvoor jy geskep is, dan dink mense dit het te maak daarmee of jy in 'n mediese beroep moes gaan of in 'n regsberoep of in die onderwys. En dit het niks daarmee te maak nie, né? Dis groter. Dit vat, dis wonderlik as jou lewensdoel sou kon raak aan jou beroep. Dat jy sal weet, in my beroep is ek kan elke liewe oomblik my lewensdoel leef binne my beroep. Dis veronderstel om in alle beroepe te kan werk. Partykeer is ons net so klein bietjie van die koers af dat ons 'n keuse vir 'n beroep maak vir ander redes, en dat ons voel, maar ek kry nie geleentheid om hier my doel te leef nie. Maar jou doel is groter. Ek sien dit altyd soos 'n sambreel. Hy kom oor alles, jou hele mens wees. Hoekom is jy hier? Iemand het dit vir my baie mooi opgesom om te sê, as jy in 'n vertrek instap, wat bring jy in die vertrek in? Op daai oomblik, dis jou doel. Ja. En dit is my baie lekker omdat dit gekoppel aan my lewensdoel is, dat ek baie graag vir mense vra, hoekom is jy hier? En dan is dit baie lekker om die reaksie te sien, want partykeer ook om te deel hoekom ek hier is, dat mense partykeer sal sê, maar ek weet nie hoekom ek hier nie, jy weet, dat dit deel is van my doel. Die rede hoekom ek dit sê, is toe, ek het baie jare gelede, baie oulike kursus bygewoon, en ek geleer dan nou 'n bietjie van my lewensdoel. En toe het ek begin regtig stoei, oor wat sou dit wees. Nou stoei, moet ek sê, dit was 'n gestoeiery, want ek was daai stadium nog erg in my people pleasing fase. Okay. En dit beteken ek het moeilik net by die Here kon hoor wat is dit wat hy vir my sê. So ek het 'n boek gelees van Achman Dino, waarin hy geskryf het van die boek The Greatest Miracle in the World. Noem hy homself 'n ragpicker. Hy sê hy gaan haal mense van die straat af in hulle rags, en dan laat hy hulle 'n rukkie by hom bly in sy huis. Hy sorg dat hulle magies vol is, dat hulle klere het en so, maar dan bou hy bietjie in hulle lewens in, voordat hy hulle weer die wêreld uitstuur. So sy woord is, I'm a ragpicker. En toe doen ek 'n John Maxwell kursus waar hy die 21 Laws of Leadership, en vind met die eerste law het hy 'n gesprek en hy praat van homself en hy sê, I'm a lid lifter. En toe hy woorde sê, I'm a, toe dink ek, hy weet hoekom is hy hier. Ja. I'm a lid lifter. En ek besef toe, maar ek wil ook weet wat my doel is, maar ek wil spesifiek daai woordjie I'm a kan gebruik. Ja, ja. En toe begin ek nou met die people pleasing ding. Ek vra my man, wat dink hy, hoekom is ek hier? Ek vra my ouers, hoekom dink hulle is ek hier? Ek vra al wat 'n vriendin is, hoekom dink julle is ek hier? En dit was 'n baie spesiale ervaring, want ek het later eintlik 'n lang naam gekry, want met almal se bydraes het ek op daai stadium gedink ek moet iets wees soos 'n geskenk oopmaak motiveerder. Want ek sê vir mense, die lewe is 'n geskenk, leef hom net vol, hè. Ja. So dis toe wat ek daar het met al die notas wat ek gemaak het. Ja. Maar toe, daar was sulke oomblikke in my lewe wat ek net ervaar, die Here praat met 'n mens baie keer vroeg in die oggend. En ek het net beleef daai oomblik wat ek my oë so oopmaak, dat daar partykeer 'n baie spesifieke oomblik in 'n woord is. En toe ek my oë so oopmaak die een oggend, toe hoor ek net die woord dream duster. Wow. En ek het geweet dit kom van my Here af. I'm a dream duster. Deur die jare het dit meer vorm gekry, want ek dink ook, jy weet nie net so joeps presies daar sy en is klaar nie. Daar's heeltyd 'n proses van ontdekking. Een van my mentors het op 'n stadium vir my gesê, ek gaan eers aan die einde van jou lewe sal jy regtig kan terugkyk en weet wat was jou doel. En sê ek, maar vir my is dit net so lekker om te weet elke liewe dag is nog 'n stukkie nader aan die groter ontdekking. So ek dink jy sal aan die einde kan terugkyk en 'n groter prentjie sien en ook sien het jy hom geleef of nie. Maar ek dink ons mag al heeltyd dieper in hierdie ontdekking. Ek wil, ek wil ook. Ek kan nie wag vir daai oomblik wat ons met ons voete op suiwer goud, hoe ons voete ook al lyk, gee ek om nie, maar daai suiwer goud oomblik wat jy dat die Here vir jou sal sê, my kind, ek is so bly jy het aanhou soek. Ja. Ek is so bly
Jy het net toegelaat dat die wêreld en die uitdagings en die krisisse jou aandag aftrek nie, maar dat jy aangehou het met soek. Ja. En ek hoop dat ek dan so dit reg kan seker het ontdek. So my proses het nou al so ontwikkel dat dit gedraai het by dat ek 'n oortuiging, denke en droomafstoffer is. Oortuiging, denke en drome. Ja. Okay. Want jou oortuigings bepaal hoe jy dink. Natuurlik. En dit gaan eers bepaal of jy op die ouend by jou drome kan uitkom. So baie mense kom gewoonlik nie lekker uit by die nuwe manier van leef, dat jy jou droom kan leef, as jy nie jou denke verander nie. Maar as jou denke nie verander nie, dit kan nie verander as jou oortuigings nie verander nie. Die mense oortuigings is, as jou oortuigings in die woord gegrond is dan jy stewig, as jy baie stewig. Ja. En dis altyd my so lekker, as ek in 'n vertrek is en mense sal my roep en sê, Amanda, daar in daai hoek kort hulle 'n droomafstoffer. Dis die lekkerste oomblik. En dit bly spesiaal, om te kan sê, jy moet ook as jy weet wat jou doel is, dat jy hom kan evalueer. Ja, aan die einde van die dag moet jy kan sê, wat het ek vandag gedoen wat regtig gekoppel was aan my lewensdoel? Absoluut. Want ons kan bietjie van die koers af. Ja. En aan die einde van 'n maand en aan die einde van 'n jaar. En jou lewensdoel moet regtig 'n effek hê met almal rondom jou. Dit was vir my so lekker toe ek begin besef het, want omtrent al die bure wat ek gehad het die afgelope paar jaar, kyk vandat ons Kaap toe getrek het, ons baie getrek. Ek sê vir jou, die Here het my geleer om net ligter te trek. Ek te kan beweeg. Ek het op 'n stadium gesê, ek wil op 'n punt wees dat as die Here sê draai links, dan moet daar nie 'n sleepwaandjie wees nie. Okay. En met die tyd, met die baie trek, werk dit baie, want jy sorteer heerlik uit. Die feit dat ek 'n oortuiging, denke en droomafstoffer is, moet 'n effek in my huwelik hê. Jy moet eers Jerusalem, Judea, Samaria. So baie keer spring ons. Ek gaan die wêreld verander. Okay. Maar dit moet in jou gesin 'n effek hê en dan die mense naby aan jou en dan anders wat is dit werd, nee. Absoluut. So wat 'n fees en voorreg, want ek dink ons leef baie keer reaktief. Net die lewe kom op jou af. In Engels praat hulle van the whirlwind of life. Hierdie warrelwind tref jou net. En dan as jy weet wat jy moet doen en jy het 'n paar doelwitte in plek, dan word jy nie so maklik saamgevat nie. En ek het op 'n stadium het ek die vraag vir myself gehad, as ek so baie doelwitte het, in plek begin sit het, gaan ek nie iets mis van wat die Here vir my wil sê. Sal ek nog kan hoor as hy sê, draai nou links, omdat ek in my dagboek geskryf het, ek is eintlik op pad reguit. En toe het ek juis gesien, omdat ek my doel verstaan, en omdat ek weet waarheen ek op pad is, en ek hoor by die Here elke doelwit wat in plek moet gesit word, is dit heerlik om te ervaar, dat nou is jy baie sensitiewer, dat as die Heilige Gees praat, kan ek daai planne net so eenkant neersit. Maar die meeste van die tyd was daai planne so by God se hart gevind, dat dit is nie dat die planne die mekaar gegooi word nie. Jy weet mos nou, wat is die rigting wat hy wil hê jy moet gaan. Ja, absoluut. Weet jy, kan ek net vinnig op hierdie stadium vir jou sê, ek weet dat ek is 'n waarheidsoeker. Dit is jy daai. Dis wat jy in 'n vertrek inbring, hoor. En weet jy dat, maar dit is nie net dit nie, want dit gaan dan tussen waarheid en leuen ook. En dat die leuen my verskriklik kan pla. En dat dit ook 'n effek het as ek met mense gesels of as ek selfs bedien, dat mense hulle eie waarheid en leuen van mekaar begin onderskei. En dit is dan nou wat dit regtig ook exciting maak, net dit mens besef. En weet jy, baie keer dit kan my skepingsdoel kan weer mense kwaad maak. Maar om dan te besef, dis waarvoor ek gebore is, mens moet net leer om dit te hanteer. Ja. Iemand het eendag vir my gesê, ag jy het 'n lekker doel. Joune is nie so moeilik dat mense vir jou kwaad word nie. Ja. Dis dit so lekker om te kan sê. Het jy al gesien hoeveel stof moet waai as jy met 'n verestoffer begin om af te stof? So om 'n droomafstoffer te wees is nie altyd so maklik nie, maar dis eintlik tog net so lekker om te mag. Maar Amanda, die skrif in Kolossense 1:28 is ook vir jou in hierdie hele opset van jou
van jou doel waarvoor jy geskep is baie belangrik, né? Vir jare loop ek al met hierdie skrifgedeelte. Ek gaan hom lees omdat ek uit die verskillende vertalings, mens begin ons nou lees daar met die verskillende vertalings lekker die mekaar raak. En die spesifieke een wat ek hier vir ons gekies het, hom verkondig ons, dis nou die Nuwe Lewende Vertaling, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer. Nou kyk, ek het al 'n grappie gehad dat ons het gehoor van 'n mechanic, 'n motorwerktuigkundige wat baie siek was en toe hy in die hospitaal is, toe hy nie heeltemal op daai stadium mooi by nie. En hy sê toe hy hom weer kry, toe hy onder die hospitaalbed in, toe hy besig om jy weet die kar te tune soos wat hy dit toe nou sê. Dit is eintlik te dierbaar. En ek en my man het toe nou gelag daaroor en gesê, so wonder wat sal ons doen as ons in die hospitaal sou wees en jy's nie heeltemal by dalk nou nie. Toe sê ek wel, ek sien myself net een of ander kursus aanbied. Op daai oomblik sal daar net 'n groepie wees en of ek by is of nie sal dit baie pret wees. En hy sê nee, hy sal seker preek, hy sal seker maar preek. Maar daai gedagte dat om alle mense met alle moontlike wysheid te onderrig en te leer, dit is asof dit net heeltyd by my opkom van daar's gebrek aan kennis en dit is baie keer baie basies, dit hoef nie vreeslik baie kennis te wees nie, maar wat jou hele lewe in 'n nuwe rigting kan stuur. En dit is vir my so lekker om die heeltyd besig te wees daarmee, met die doel is sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. En natuurlik daarvoor span ek my in en beywer ek my. Maar dit is so deel van my al geword deur die jare. Ons het 'n hekwag by die plekkie waar ons nou bly, wat nie baie vriendelik is nie. En jy kan sommer net sien, sy hele gesig sê, die lewe is baie swaar. En dit was so lekker toe ek nou die dag met hom bietjie kon gesels, en dit was 'n paar minute, om te sê, maar besef jy, dat mense denke jou hele lewe beïnvloed. En jou denke kan maak of jou dag beter gaan wees of nie. Wat het jy gedink toe jy vanmôre wakker word? Hoe dink jy? En die middag lag my man so, want hy sê toe ons uitry by die hek, hy sê daai man glimlag van oor tot oor, en hy sê toe vir my, toe ons later gesels, you taught me something, I'm thinking differently now. Maar ek stap daar weg en ek dink, dit was 'n paar sinne, en dis daai, om elke mens, elke moontlike oomblik te gebruik, om te sê, maar daar's iets meer, daar's 'n ander manier van dink. En hierdie skrifgedeelte roep my en trek my. En dit is nou 'n skrif wat jy nou gegee het, want dit het by jou wakker gemaak, maar ons moet ook besef dat elkeen van ons, ons Vader het oor almal van ons gedink. En dan luister jy nou na my en Amanda, en jy is nie seker genigtig waar kom ek nou in? Hoe moet ons nou mense help om te begin soek? Waar soek 'n mens na waarvoor jy geskep is? Die beginpunt is definitief om by God se voete te sit, en net vir 'n oomblik bietjie rustiger te raak, want baie keer, dis daai ding van proaktief en reaktief. Baie keer is ons net heeltyd besig om te reageer op wat die lewe na my toe bring. En dan is daar net 'n klein bietjie oomblik van, Here, ek smag. Ek dink dit is die groot ding, om net te sê, U weet hoe het U my gemaak. Ek smag daarna om dit te verstaan en dit te weet. En ek wil nie net reageer in die proses nie. Ek dink daar is soveel goed waarna ons daagliks gryp, want ons soek, maar ons verstaan nie, wat is dit wat ons soek nie. Dit het by my so 'n vrede gebring, dat ek agtergekom het, daar's ander goed wat net wegval langs die pad. As jy weet, my Here het vir my 'n doel. En ek kan vanoggend by die deur uitstap en sê, Here, U het 'n plan vir hierdie dag. Help vir my om te wees wie U my gemaak het om te wees op hierdie oomblik. En dan kom jy net agter, maar dit het 'n effek op ander. Dit was vir my verstommend toe ek is nou predikantsvrou vir baie jare al gewees. En dit is baie keer moeilik om te weet watter vergaderings moet jy bywoon, watter proses, want jy wil by alles wees. En nou people pleaser wat ek was, ek het toe nou op 'n punt ontdek, ek wil 'n God pleaser wees. En toe 'n jaar gelede toe kry ek hierdie vreeslike oomblik om te besef, ek wil nie vir God please nie. Ek wil net gehoorsaam wees. Ek wil nie please nie, want ek kan hom nooit please nie. So toe ek weer my taal moes gaan verander daar rondom. Onthou, Abraham was opreg voor God. Beautiful. So dit is al wat ek mis maak. En toe besef ek, as mense vir my vra, sal jy by daai vergadering wees? Dan sê ek, sê net af my, het julle 'n oortuiging, denke en droomafstoffer daar nodig. En dan sien ek die skok, dan sê ek bak graag pannekoek,
Ek weet net nie altyd of die oortuiging, denke en droom afstoffer by die vergadering hoef te wees wat ons besluit vir die pannekoek gebak moet word. En dit was so bevrydend dat ek kon sê, ek weet, as mense my vra, waar is jy, waarmee is jy besig, dan sê ek kan jou net verseker, ek is waar ek moet wees. Want ek het begin leer om te sê, dis, ek mors God se tyd, as, ek bedoel, snaaks wat dit klink, as ek nie besig is om te doen wat my lewensdoel is nie. En ek gaan hele tyd op mors. En Amanda, as 'n mens op maniere besig is, wat nie jou skepingsdoel is nie, dan weet jy dit, want jy voel ongemaklik, jy voel nie bevredig nie, né? Daar's nie vervulling nie. Dis my die lekkerste dat ons in besighede byvoorbeeld vir mense kan gaan help om te sê, maar jy het 'n doel. En dan kom dit so 'n bietjie van 'n ander hoek af. Dis nou nie net gaan sit by die Here, hoor jy doel nie. Ons kom met 'n ander metode dat dit nader aan mense se harte kan kom en dat hulle sê, o, daar's meer. En ek het nou byvoorbeeld, dan bied ek 'n program, 'n kursus aan, dat iemand sê, weet jy wat, ek is nie besig om my lewensdoel te leef nie. En soos die een ouetjie was in Springbok, ek sal dit altyd onthou. Hy het ons 'n mentorgesprek en ek vra toe vir hom, maar as jy nie jou doel leef in hierdie maatskappy nie, wil jy ek moet bietjie saam met jou met iemand gesels of so, en toe sê hy, nee. Hy sê ek is op die oomblik 'n sekuriteitswag, maar ek wil 'n youth care worker wees. Engelse gesprek gewees. En ek het dit so geniet dat iets is 3 maande later toe kry ek 'n WhatsApp. Toe sê vir my, I just want to tell you that today I was appointed as a youth care worker. I'm not a security guard anymore. En daai oomblik om te weet, nou is dit nader. So ongemak het beslis 'n effek dat jy kan sê ek weet daar's iets beter, daar's iets anders, daar's iets meer, maar baie van ons dink is maar hoe dit moet wees en dan stoei ons verder. En die interessante ding is jy begin agterkom hoeveel mense later bereid is om hulle doel op aarde te leef, hulle skepingsdoel, hulle lewensdoel, dat daar hoef nie salaris aan gekoppel te wees nie. Want jy weet dat dit is so spesiaal om te doen wat ek nou doen, dat jy dit nie eers met 'n inkomste kan vergelyk. Die wonderlike ding is as dit nou vir jou nog 'n inkomste sou kon bring, maar dat jy weet dit is groter as dit. En Amanda, die Engelse woord ratio is nou in my gedagtes, die variasie is so groot. Dat 'n mens moet werklik waar eenvoudig Jakobus 4:8 leef, nader tot God, en hy sal tot jou nader. Die Here weet waarvoor ons geskep is, en hy kan jou die vrede gee, uiteindelik om dan te soek en te vind. Maar dis dalk goed om 'n kursus te gaan bywoon, om 'n boek te lees daaroor, want ek dink elkeen van ons het nodig, en ons kan nie nou in hierdie 'n kort tydjie regtig waar daar by die essens daarvan uitkom nie, maar ek vertrou regtig dat ons Hemelse Vader jou nou nuuskierig genoeg gemaak het om te kan verstaan presies wat is dit wat jy in elke gesprek wat jy met 'n mens voer, wat is dit waarvoor God jou wil gebruik, jou lewe wil gebruik. Ek sien dit altyd soos weet jy, soos daai borde wat ons opsit as ons skuif skiet. Ja. Ek doen dit nie, maar ander mense doen dit. In elk geval, dis een van die beelde wat Vader my gewys het. My lewe met 'n spesifieke doel om te skiet. 'n Kol om te tref. En sonde is mos om jou doel te mis. Ja, sonde is om jou doel te mis. Ja, presies. So jou lewe het 'n doel. Mag Vader jou seën daarmee. Dat jy gaan soek tot jy vind en verstaan wat jou skepingsdoel is. En Amanda, baie dankie dat jy met ons gesels het daaroor en dat jy ons nuuskierig maak. Mag ons Vader jou ook verder in jou skepingsdoel excellently gebruik, hoor. Baie dankie. Ja, en ons sal weer graag Amanda se besonderhede wil opsit. Amanda@brightstarlifestyle.co.za. Kontak haar gerus daar as jy haar nodig het. Daarmee is dan mooi loop vir die volgende week. Ons gesels weer.